Goeiemôre almal, dis 'n voorreg om so rondom die woord van die Here saam te wees hier in lydingstyd. Die leesrooster teks vir vandag, die teks wat ons ook saam gaan lees is 1 Samuel 16, die eerste 13 verse. Daar waar jy is, raak rustig, stil, as dit jou sal help, sit vir jou 'n mooi klassieke stuk musiek op of net die stilte om jou en raak bewus ook daarvan dat die Here ook alomteenwoordig is. En vra ook dat die Here ons bewus maak van die oggend, die oomblik dat ons ook saam met hom so rondom sy woord is. Ek gee so 'n paar oomblikke van stilte en dan sal ek vir ons open met 'n gebed. Here onse God, Here Jesus, ons Verlosser, ons Here, ons wil baie keer ons eie pad loop. Maar hier in lydenstyd wil ons graag U volg. 'n bietjie op U voetspore gaan en bewus raak ook van die spore wat U ook in ons lewens intrap. Dankie dat U op hierdie pad vir ons die wete gee dat U ons nie vertrap of sal laat vertrap nie. Vorm ons en maak ons tot U eer en uitbreiding van U koninkryk. Amen. Ons lees saam uit 1 Samuel 16 vanaf vers 1. Die salwing van Dawid as koning. Die Here het vir Samuel gesê: "Hoe lank gaan jy nog treur oor Saul? Dit is ek wat hom verwerp het as koning oor Israel. Vul jou horing met olie en vertrek. Ek stuur jou na Isaai van Bethlehem, want tussen sy seuns het ek vir my 'n koning gesien." Maar Samuel het gesê: "Hoe kan ek gaan? As Saul daarvan hoor, sal hy my doodmaak." Toe sê die Here: "'n verskalf moet jy saam met jou neem, en dan moet jy sê: om aan die Here 'n offer te bring, dit is waarvoor ek gekom het. Nooi jy dan vir Isaai na die offer, en ek sê jou meedeel wat jy moet doen. Jy moet vir my die een salf wat ek vir jou sal sê." Samuel het gedoen wat die Here gesê het. Toe hy in Bethlehem aankom, kom die oudstes van die stad hom bewend tegemoet en vra: "Beteken U koms vrede?" Hy het gesê: "Ja, vrede. Om aan die Here 'n offer te bring, dit is waarvoor ek gekom het. Heilig julleself en kom saam met my na die maaltydoffer." Hy het Isaai en sy seuns toe geheilig en hulle na die maaltydoffer genooi. Toe hulle inkom en hy vir Eliab sien, het hy gedink: "Sekerlik, hier staan voor die Here sy gesalfde." Maar die Here het vir Samuel gesê: "Moenie na sy voorkoms en sy reisige gestalte kyk nie, want ek het hom afgekeer. Dit gaan immers nie oor wat die mens sien nie, want die mens kyk na wat hy sien, maar die Here kyk na die hart." Isaai roep toe vir Abinadab en laat hom voor Samuel verbygaan. Maar hy het gedink: "Oor hierdie een het die Here nie gekies nie." Daarna het Isaai vir Samma laat verbygaan, maar hy het gedink: "Ook hierdie een het die Here nie gekies nie." So het Isaai dan sy 7 seuns voor Samuel laat verbygaan. Maar Samuel het vir Isaai gesê: "Die Here het hulle nie gekies nie." Samuel vra toe vir Isaai:
Is dit al die jong manne? Hy het geantwoord: Die jongste is nog oor, maar kyk, hy is besig om die kleinvee op te pas. Toe sê Samuel vir Isaai: Laat haal hom, want ons gaan nie eet voordat hy hier aangekom het nie. Hy het dit gedoen en hom laat inkom. Die seun was rooierig, met mooi oë en 'n goeie voorkoms. Die Here sê toe: Staan op, salf hom, want dit is hy. Samuel het die horing met olie geneem en hom daar tussen sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af en ook verder van Dawid besit geneem. Samuel het toe opgestaan en na Rama gegaan. Tot sover. In 'n plek in Tel Aviv word daar jare al hierdie verhouding tussen doof en blinde mense interaksie bevorder met kunstige mense en die hele gemeenskap. Dis baie bekend. Een van daai plekke is 'n restaurant. Hulle noem dit die Blackout restaurant. Dis mooi wanneer 'n mens die storie lees van wat gebeur, want die restaurant is donker. Maar wanneer mense inkom wat nie doof of blind is nie, word hulle geblinddoek nog binne in hierdie donker vertrek en hulle word bedien in die restaurant met disse van dowe en blinde mense, wat ook dan dit vir hulle voorsit, dit vir hulle bedien, dit met hulle deel. Hierdie ervaring word deur baie bestempel as die beste, kom ons noem dit 'n eet of 'n uiteet ervaring van hulle lewe. Ewe skielik, omdat hulle gestroop is van wat hulle sien en wat op die bors is, word hulle bederf met wonderlike geure, nasmake en die kos smaak net anders. Wanneer 'n mens na iets kyk, beoordeel jy dit al sonder dat jy die smaak daarvan ingeneem het of dit getoets het. Ons keer selfs baie keer kos af op grond van hoe dit is en hoe dit lyk. Hoe dit ons laat voel wanneer ons dit sien. Dit gebeur ook met mense so. Mense hou van mense wat hulle goed laat voel. Goed laat voel oor hulle self, maar ook op 'n manier iets van die wêreld waarin ons leef vertel. Storie vertel nie. Die manier hoe ek en jy kyk, watter mense omring ons mee nie. Die soort mense is baie keer 'n verlengstuk van waarmee ons tans in ons eie lewe besig is. Baie keer hou ons daarvan om gesien te word saam met sekere mense of om nie gesien te word saam met ander mense nie. Daai vraag kan bietjie dieper sny, dink ek, as ons eerlik wil wees, wat is die redes daarvoor? Noodgedwonge moet die vraag by ons opkom, wie is die mense waarna jy graag wil kyk? Hoe lyk hulle? Wat het hulle? Wat het hulle bereik? Wat besit hulle? En natuurlik is daar absoluut niks verkeerd met mense wat mooi is, wat baie het. Maar hierdie persepsie van hoe ons kyk en na die lewe kyk, beïnvloed ons lewe geweldig, nee. Ook in die Bybel was dit so. Hierdie is 'n moeilike tyd in die geskiedenis. Mens kan praat van 3 eeue wat nie baie goed was vir die volk nie. Eintlik leierloos. Hulle vra, hulle het gesmeek, gee vir ons 'n koning, stuur vir ons iemand om ons te lei. En die eerste koning wat toe aangewys word deur Samuel, wat deur die leerskool van Eli ook is koning Saul. 1 Samuel 10 vers 24 sê mooi gaan kyk, daar staan is ook hierdie woorde van sien. As jy na hierdie man kyk,
sal julle sien dat daar nie 'n ander soos hy is nie. Hy was lank, uitgestaan bo almal, hy was mooi, hy was aantreklik. Behalwe dit was hy 'n goeie vegter. Hy was 'n goeie militante leier, so hy het vrees ingeboesem by sy mede makkers, maar ook opposisie. So dit was 'n mooi tyd in die geskiedenis van Israel en hy behaal ook oorwinning en hy leef ook naby die Here. Saul was 'n indrukwekkende man. Mens kry dan indrukwekkende mense nie. Reg in ons lewe van begin tot einde sien ons indrukwekkende mense. Jy sien mense wat dit in jou oë maak of nie maak nie. Saul het dit in meeste mense se oë gemaak. Samuel het hom ook raak gesien. En wat mooi is in hierdie gedeelte is daar gebeur iets wat baie maklik met mense gebeur. Saul was ten spyte van al sy kwaliteite, kom ons noem dit dan gawes en talente, meer praktiese, oor alles wat hy besit het en alles waarmee hy geseënd was, het hy tog 'n nederigheid gehad in die begin. Maar indrukwekkendheid, wanneer ons so daarna kyk, of uitnemendheid, kan dit op 'n manier so na ons koppe toe gaan nie. Dat ons groter is as dit waarmee God ons toevertrou het. Of dink ons is groter as dit waarmee God ons toevertrou het. Ook so dat hy nie die tradisies, die priester Samuel se opdragte later gevolg het nie, sy eie kop gevolg het met die slag teen die Amalekiete. Jy kan daai hele verhaal ook gaan lees. En dit is dan op hierdie plek wat die Here vir Samuel begin duidelik maak dat hy na iemand anders kyk. Hy gee vir hom 'n opdrag om te gaan na Bethlehem, ook die belangrike plek wat later in die geskiedenis ook die geboorteplek van Jesus Christus was, is Samuel ook hiernatoe gestuur, na Isaai toe. En is hierso waar Samuel eintlik bang is om te gaan nie. Mense is baie keer bang om op te staan vir mense met mag. Dit is dood natuurlik. Ek en jy het dit al in ons lewe ondervind, nee, wanneer mense in 'n vertrek instap en is daar sekere mense, wanneer hulle in die vertrek instap, wanneer hulle binne stap, is dit sommer net op 'n manier asof daar 'n stilte val. Baie keer ook nie 'n fout of 'n probleem met die persoon wat instap nie, maar ons manier van kyk. Ons manier van kyk na mag, wie respekteer, wie meer respekteer, wie minder respekteer, wie na opkyk. En dalk moet ons dit ook maar sê in 'n sin ook na afkyk. En so Samuel al was hy gekose deur God, het hy opgekyk na Saul, geweet hy tree verkeerd op, maar hy was ook bang want Saul kan hom dalk om die lewe bring. Saul was 'n gewigtige opponent en hier gee die Here vir hom die opdrag om iemand anders te gaan salf as koning. Hy gee ook vir hom die teken, en dit is 'n teken van aanbidding, hoe hy gaan om offers te bring. Die Here weet wat gaan gebeur as die mense van Bethlehem nader kom, so mense, 'n priester dra mos 'n boodskap van of oordeel of vrede. So Samuel gaan met hierdie boodskap na die mense van Bethlehem en in besonder na Isaai. En hy's gehoorsaam. Hy's gehoorsaam aan die Here ten spyte van. Mooi die eerste vers wat die Here eintlik sê. Mens wonder so bietjie hieroor. Hoekom kon die Here nie maar net vir Samuel reguit sê wie dit is nie, want daar staan ook in hierdie vertaling dat die Here het gesien nie. Net soos dat Samuel vir Saul gesien het, staan daar die Here het vooruit vir hom 'n koning gesien. Hy het gesien wie dit is en dan stuur hy vir Samuel.
Op 'n punt in 'n mens se lewe en in Samuel se lewe bring die Here ons almal op daai punt van sien. Noem dit regstellende aksie. Ons het tog baie al, ek dink mense is baie keer moeg vir die woord regstellende aksie, maar ek wil dit vandag so 'n bietjie in 'n ander konteks gebruik. Want dit verruim bietjie die begrip op regstellende aksie is bloot net 'n politieke term, maar ek wil dit eintlik iets noem wat ons in sport baie keer sien, as mense 3 gedruk het, of as daar oor vuilspel was, as daar iets mooi gebeur het, 'n 3 gedruk word vuilspel, dis kyk weer, jy moet weer kyk, jy moet oorkyk. So hierdie begrip van kyk, en weer kyk, en oorkyk, kom in hierdie gedeelte baie keer voor. En Samuel het gekyk, en hy het gegaan. Hy het na Saul gekyk, die manier hoe hy gekyk het, was baie nou verbonde, en die Here het ook die plan so gehad, so Saul het ingepas by die tradisie van kyk. Die tradisie hoe mense kyk, hoe samelewings van daardie tyd kyk, grootte, sterkte, leiers ook. Saul was 'n tipe leier waarna mense gekyk het, as mense nou dink aan die Egiptenare van Ramses II, mense wat mooi gebou was. So hierdie was 'n baie moeilike tyd. So Samuel moet nou reg kyk, hy moet die regte opvolger vir hierdie moeilike tyd kies. En hy kyk en die eerste een kom verby, en hy kyk hom op, hy kyk hom af, en hy dink versekerlik is dit die een. Staan oor die eerste seun se lewe staan daar geskryf, en ek sal dit lees, lees dit net weer in die Bybel, daai Eliab, toe hulle inkom en hy vir Eliab sien, het hy gedink, sekerlik, hier staan voor die Here sy gesalfde. Oor die uitleg geskryf oor Eliab, toe hy nou inkom, die manier hoe Samuel gekyk het, was, hy het die toekoms gesien. Nee, daar staan toekoms geskrywe oor Eliab. So dit pas weer in by hierdie beeld van hoe Samuel kyk. Hoe hy na Eliab kyk. So kom die een na die ander. En hy moet weer kyk. Dis die manier hoe God aan ons werk, nie? Hoe God met mense werk. Die regstellende aksie. Dit is 'n baie belangrike deel van geestelike groei. En selfs Samuel, die priester, het hier gegroei. Die Here sê toe vir hom op 'n baie belangrike punt, is die mens kyk na die uiterlike, maar God kyk na die hart. Die hart van 'n mens. Wanneer ek en jy na mense kyk, is die vraag natuurlik of ons verder as die uiterlike kyk, verder kan sien en kan raak sien. Wanneer ons na leiers kyk, wanneer ons na 'n nuwe situasie, nuwe geleenthede in leierskap in die wêreld en in die politiek en in die kerk, wat sien ons raak? Wat wil ons raak sien? Want hier breek 'n nuwe era vir die volk aan. En dit was van die suksesvolste eras in die geskiedenis van families wat daar omtrent nog was. Jy kan bietjie dit gaan navors, Dawid en sy nageslag, hoe lank hulle as konings opgetree het vir die volk. En Dawid was eintlik iemand wat nie in tel was nie. Hy was nie in tel by hierdie, kom ons nou amper soos 'n modeparade wat uitgevoer is, waar mense gekom het en verskyn het. Ek en jy sien dit elke dag, nie. Ons sien dit as mense instap in die kerk. Ons sit in die banke en ons sit oral. Ons sit in vertrekke, mense wat by ons by die werk instap. Dis altyd 'n manier hoe ons kyk, nie. Ons word gekonfronteer met hierdie kyk. Sonder dat ons die smaak, soos nou mooi terugdink aan daardie blackout restaurante van die dowe en blinde mense wat iets van hulle hart op die tafel kom sit het, nie. Baie keer mis ons dit, mense se harte. Kan ook wees dat mense ook
seer gekry het, nie, dat hulle nie meer na vore tree nie. Die regstellende aksie is nie noodwendig net dat ons anders moet kyk na ander mense nie, maar dat ons ook anders moet kyk na onsself. Jy is dalk die een in die veld, die een daar ver, nie. Altyd die kleinste, die minste. Gemeentes, kerke, as die arme en as die armste en die rykste mens nie dieselfde stem het in die geloofsgemeenskap nie, dan mis ons iets van wat Christus kom doen het nie. Of selfs met geleerdheid. As mens gaan kyk na die mense wat Jesus geroep het, daardeur sê ons nie dat ryk of arm die sleutel is om te verstaan nie, maar die manier hoe ons oor mense dink en die manier hoe ons na mense kyk, dis 'n baie belangrike sleutel vir die verstaan van gemeente wees, van om as 'n gemeente te leef en as 'n gemeente saam met mekaar te leef. Maar dalk het jy al in jou pad in die wêreld of die pad in kerke of in gemeentes, voel jy ook baie keer daar ver, daar buite, soos Dawid, nie? Die jongste. Hy was die Hebreëus hiervoor is eintlik die hakaton. Amper nog minder as die jongste, nie? Dis jy's nie werklik in tel nie. Dis waarom jy daar ver is. Jy's op 'n plek waar die meeste gevaar is, sodat as daar iets met jou gebeur, ons lees ook van leeu's en wat mense aangeval het en wat die Here mense teen beskerm het, so dis 'n gegewe. So die jongste is eintlik die een wat al hierdie gevare trotseer, want dit is eintlik nie in tel nie. Mense kry ook seer in die lewe, dis amper soos daai telefoon wat jy voorwag om te lei, dat jy die pos gekry het. Die telefoon lei dalk nooit, dit is dalk daai oproep om vir jou te laat voel, jy's in die span, en jy's dalk net nooit in die span nie, laat jou voel, dalk is iets met my fout nie. God se koninkryk werk so 'n bietjie anders nie. Want die wêreld behoort aan God. God se manier is om die wêreld te verander, maar die eerste plek van verandering is die manier hoe ons kyk. Hoe ons na mekaar kyk, want ons kan mense wegkyk of regkyk. Ons kan mense ook miskyk. En Samuel het ook self hier gegroei in die manier hoe hy kyk, en hy laat die jongste toehaal, die een wat nie in tel is nie. En nou sê ek nie in tel is nie, by die persepsie van self sy pa. Nie dat sy pa nie vir hom lief was nie vir hom omgegee het nie, maar in die rangorde is hy nie die een wat gesalf kan word as koning nie. Dawid het daarvan af gegaan en hy is gesalf as die toekomstige koning. Hy sou nog moes vlug vir sy lewe, want Saul het nou te hore gekom. Hy sou die mooi verhaal, die verhaal wat ons as kinders geleer het, die verhaal van Goliat, absolute 'n teken wat iets na verwys, nie van Dawid se krag nie, van God se keuse, van God se besluit, van God om in die toekoms in te kyk. God sien verder nie, en God kyk dieper. Dawid was 'n man na God se hart, want Dawid het in sy hart na God gesoek. Dit kon in die stilte wees daar in die veld, maar Dawid het die Here liefgehad. En die gees van die Here het op Dawid gekom. En so die gees van die Here vir Dawid begelei om sy volk te lei. Was dit sonder foute? Ons hoef nie op al daardie foute in te gaan nie. Was dit sonder struwelinge, struikelblokke, sondes, moord, oortredings? Was dit erge goed wat ook in Dawid se lewe gebeur het. Maar telkens nie,
het hierdie gees van die Here wat op Dawid is, en die mense wat die Here oor Dawid se lewe gestuur het, Dawid se lewe in 'n ander rigting gestuur. En hy kon dit wat God wou doen, kon hy doen vir die volk, vir sy nageslag, vir Israel. Ek en jy, waarvan is jou lewe 'n getuienis? Hoe kyk jy nie? Hoe kyk ons? Wat is 'n verlengstuk van jou lewe? Wat moet ons dalk anders doen? Dalk moet ons bietjie anders kyk na mense. Dalk moet ons 'n paar mense intrek in jou vriendekring. Dalk daar by jou werk. Mense wat jy dalk miskyk nie. Dalk anders moet behandel. Maar die belangrikste van alles is dat jy jouself op 'n manier begin kyk dat God jou gebruik. Want in Christus se koms en lydingstyd het hy hierdie saak van gemeente wees en kerk wees as deel van sy hart vir die wêreld kom wys, nie? Waar ons anders kyk en waar doodgewone mense, jy kan die disippels almal na gaan kyk, mense wat hy op sy lewenspad mee in aanraking gekom het, was hierdie saak wat vir Jesus belangrik was, is dat hy wou hê dat mense anders moet kyk, gemeentes ook. Wanneer hulle te vroom geraak het soos die Korintiërs, dan bring hy hulle weer terug en sê kyk anders, kyk die liefde. So hierdie indrukwekkendheid van die mensdom is iets waarvan ek en jy soms baie keer gereeld gestroop moet word. Kyk anders. Vra God dat ek en jy anders kyk. Kyk dieper. Vra vir God dat ons dieper kan kyk. Want God doen. En hy sien jou hart, sien God raak. Amen. Ek gaan geleentheid gee waar jy sommer net daar kan stil raak voor die Here. Manier hoe jy kyk. Maar in besonder dalk kyk 'n slag in die spieël en dink mooi oor hoe God jou sien. Dat hy jou raak sien. Ek gee geleentheid vir stil gebed. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Amen. Christus is die Heer. Daarom wil ons mekaar in verhoudinge opbou, om so sy groot opdrag uit te leef, geroep, gewillig, gestuur. Maart se B-aksie tema is mense met gestremthede en spesiale behoeftes. Daarom samel ons gedurende Maart toiletware, beddegoed, handdoeke en grootmensdoeke in vir Huis Horison. Die deuroffer sluit aan by die tema en gaan aan Jan Kriel Instituut, Huis Horison, Innovation for the Blind, Alta de Tooi Nasorg en Parel Skool.